So, het jy al ooit gewonder hoe diere dit regkry om te oorleef en voort te plant in 'n wêreld wat, kom ons wees eerlik, propvol uitdagings is? Welkom. Vandag gaan ons die bloudruk vir oorlewing ontrafel, die ongelooflik fascinerende voortplantingsstrategieë van gewerveldes. Dis 'n sleutelonderwerp in graad 12 lewenswetenskappe en ons gaan dit saam stukkie vir stukkie uitmekaar haal. Goed, kom ons spring dadelik weg met die een vraag wat alles dryf. Vir 'n dier is voortplanting nie net 'n biologiese funksie nie, nee, dis 'n alles of niks speletjie. Dink bietjie daaroor, vir enige spesies is die voortbestaan van hul gene die uiteindelike prys. So, hoe verseker hulle dat hulle die spelletjie wen? Hier is ons padkaart vir vandag. Ons begin by die heel eerste vonk van lewe, bevrugting. Dan duik ons in die verskillende maniere hoe 'n embrio ontwikkel, ons gaan kyk na 'n uitvinding wat letterlik die planeet verander het, dan sien ons hoe kleintjies die wêreld aandurf en ons sluit af met die kritieke rol wat ouers speel. So, kom ons begin. Reg, eerste stop, bevrugting. Die begin van alles. Vir enige dier is hierdie die oomblik waar dit saak maak. Die heel eerste strategiese besluit wat evolusie moes maak, was: waar en hoe gaan die sperm en die eiersel mekaar vind? Stel jou 'n rivier of 'n oseaan voor. Dis vol miljoene eiers en spermselle wat maar net in die strome ronddobber, elkeen met 'n piepklein kansie op sukses. Dis die wêreld van uitwendige bevrugting. Visse en amfibieë stel hulle gemete in die water vry en hoop vir die beste. Sien, die water is noodsaaklik, want dit keer dat hierdie brose selletjies uitdroog. Maar toe diere op land wou begin leef, het hulle 'n reuse probleem gehad. Hoe plant jy voort as daar nie 'n see is nie? Die oplossing was 'n revolusionêre sprong vorentoe: inwendige bevrugting. Deur die gamete binne in die veilige, vogtige omgewing van die wyfie se liggaam bymekaar te bring, kon lewe die water vir goed agterlaat. Kyk 'n bietjie na hierdie direkte vergelyking. Uitwendige bevrugting, dis amper soos om die lotto te speel. Jy moet baie kaartjies koop en hoop een wen. Maar inwendige bevrugting, dis 'n baie meer beheerde, presiese stelsel. Dit beskerm die gamete en verhoog die kanse op sukses dramaties. Dis die sleutel wat die deur na lewe op land oopgesluit het. So, die vonk van lewe is daar. Bevrugting het plaasgevind. Maar nou begin die volgende uitdaging. Hoe beskerm en voed jy daardie ontwikkelende embrio? Wel, die natuur het met 3 briljante maar heeltemal verskillende planne vorendag gekom. Kom ons kyk. Eerstens het ons ovipariteit. Dis die klassieke eierstrategie. Maar moenie 'n fout maak nie. 'n Eier is 'n tegnologiese wonder. Dis 'n perfekte, klein, alles-in-een oorlewingspakket. Soos jy kan sien, voorsien die eiergeel al die kos en die dop bied 'n vesting teen die gevare van die buitewêreld. Dink maar aan voëls, reptiele en die meeste visse. Dan is daar vivipariteit, lewende geboorte. As mense is ons natuurlik baie vertroud hiermee. Hier word die embrio in die veiligste plek moontlik gehou, binne in die ma se liggaam. Gekoppel deur 'n plasenta, kry dit konstante voeding en die heel beste beskerming. Dit is die strategie wat soogdiere so suksesvol gemaak het. En dan is daar hierdie ongelooflike middelweg, ovovivipariteit. Party diere, soos sekere haie en slange, het 'n manier gekry om die beste van albei wêrelde te hê. Hulle maak eiers, kompleet met eiergeel, maar hou daardie eiers binne in die ma se liggaam totdat hulle uitbroei. So, die kleintjies is beskermd en word dan lewende gebore, gereed vir aksie. Hierdie tabel som dit nogal perfek op. 3 verskillende roetes, elkeen met sy eie unieke voordeel. Die eier as 'n selfstandige pakket, die ma se liggaam as die uiteindelike veilige hawe, of 'n slim kombinasie van die twee. Elkeen is 'n wenner in die regte omstandighede. Vir miljoene jare was die lewe vasgevang naby water, altyd afhanklik daarvan vir voortplanting. Maar toe, eendag, het 'n ongelooflike uitvinding alles verander. En ek praat natuurlik van die amniotiese eier. Dit was nie net 'n eier nie, dit was 'n paspoort om die res van die planeet te verower. Ek is mal oor hierdie beskrywing, want dit is presies wat dit is. Stel jou voor jy kan jou eie persoonlike, private swembad saam met jou dra, oral waar jy gaan. Dit is wat die amniotiese eier vir 'n embrio doen. Dit het die waterige wêreld, wat so nodig is vir ontwikkeling, gevat en dit in 'n veilige dop verseël. Absoluut geniaal.
Kyk gou na hierdie meesterstuk. Dis 'n volledige lewensondersteuningsstelsel. Die amnion, dis die privaat swembad. Die dooiersak is die spens, propvol kos. Die allantois is die ingeboude vullestrom. En die garyon en die dop werk saam soos longe wat suurstof inlaat en koolstofdioksied uitlaat. Alles in een netjiese pakket. Maar die stryd om oorlewing is nog lank nie verby wanneer 'n diertjie uitbroei of gebore word nie. Om die waarheid te sê, vir baie diere is die eerste paar dae van hul lewe die gevaarlikste. En die toestand waarin 'n kleintjie die wêreld binnekom, speel 'n reuse rol in hulle oorlewing. Aan die een kant het ons prekosiale ontwikkeling. Hierdie kleintjies is klein oorlewendes, gereed vir aksie van die oomblik dat hulle gebore word. Dink aan 'n pasgebore wildebees wat binne minute moet kan opstaan en hardloop, of 'n kuiken wat dadelik kan rondpik vir kos. Hulle kom, so te sê, gereed vir die wêreld. Aan die teenoorgestelde kant is ultrisuele ontwikkeling. Hierdie kleintjies word blind, kaal en heeltemal hulpeloos gebore. Dink aan 'n babavoeltjie in 'n nes of selfs 'n menslike baba. Hulle is heeltemal afhanklik van hulle ouers vir kos, warmte en beskerming. Dis 'n langtermynbelegging. Hierdie skyfie wys die kontras perfek. Prekosiaal beteken vroegryp. Die kleintjies is dadelik aan die gang. Altrisiaal beteken basies om te voed. Hulle het baie sorg nodig om te ontwikkel. Die een is 'n vinnige wegspring, die ander is 'n stadiger, meer komplekse bouproses. En daardie idee van 'n belegging bring ons by ons laaste en miskien die kragtigste strategie van almal. Wat is die een ding wat soveel van die wêreld se mees suksesvolle spesies in gemeen het? Ouersorg. Ouersorg kom in soveel forme voor, van die bou van 'n veilige nes tot die beskerming van kleintjies met jou eie lewe, van die onophoudelike soeke na kos tot die aanleer van kritiese lewensvaardighede. Elke aksie, soos jy hier kan sien, is 'n doelbewuste belegging in die volgende generasie. So, hoekom al hierdie moeite? Hoekom soveel energie en tyd opoffer? Die antwoord is eintlik doeteenvoudig. Want dit werk. Spesies wat ouersorg toepas, se kleintjies het 'n dramaties hoër kans om selfvolwassenheid te bereik. Dis een van die beste beleggings wat 'n spesies in sy eie toekoms kan maak. En dit bring ons by die heel laaste vraag. Na alles wat ons vandag gesien het, van 'n kansspel in die water, tot die veiligheid van die baarmoeder, tot die opoffering van ouers, is daar een vraag wat oorbly. Watter strategie is nou eintlik die beste? En die antwoord is, daar is nie een nie. Daar is geen beste strategie nie. Die natuur is 'n reuse laboratorium. Elke enkele strategie wat ons vandag gesien het, is 'n unieke en perfekte oplossing vir die spesifieke uitdagings van 'n spesifieke omgewing. En dit, op die ou end, is die ware skoonheid van evolusie.